Daar sy, goeienaand ieder en elk, baie welkom by 2023 se Limpopo uitdin van Dink of Sink. Ek is seker hierdie 12 junior spanne en 15 senior spanne het vandag bewys dat hulle kon dink en dat hulle nie gesink het nie. Nietemin baie welkom aan elke deelnemer, die ouers, die afrigters, die organiseerders. Dis 'n heerlike saampraat en saamluister geleentheid vanaand. Nou ja, kom ons kyk. Wie gaan vanaand by die juniors mekaar die stryd aansê in die finaal? Die punte was so naby mekaar. In baie gevalle net 2 punte verskil. So die 2 spanne wat deurdring na die finaal, julle het in mekaar se nekke geblaas. En julle ander spanlede was kort op julle hakke. So knap gedaan aan Merensky 1. En Merensky 2. Dan stel ek graag nou vir Nicoline Müller aan die woord. Sy is die projekkoördineerder van Dink of Sink landwyd. So julle elkeen kan 'n dobbelsteen vat en kan julle sommer vir my op hierdie tafel net gou loer dat ons kan sien wie wen. Skerp wen papier. Julle wil die opponerende span wees, julle is die inleidende span dan. Dankie, inleidend en opponerend, maar waaroor moet hulle nou dink? Aha. Tuisonderrig is 'n beter opsie as openbare en privaat skole. Of tuisonderrig is nie 'n beter opsie as openbare en privaat skole nie. Het julle dit? Goed. Julle het 5 minute voorbereidingstyd. Ek het 'n appeltjie om te skil. Tuisonderrig is beter as openbare en privaat skole. Pen, papier, skerp. Hoekom wil ons kinders op die spel sit by openbare en privaat skole eerder as om hulle veilig tuisonderrig skool toe te vat? Voorsitter, beoordelaars en medesprekers. Ek wil graag ons span se argumente voorstel. Ek, spreker 1, praat oor kinders is nie altyd grootgemaak om mense te weet, om mense te wees nie. Spreker 2 praat oor hoe dit is veiliger tuis. En spreker 3 praat oor hoe hulle kan dit nie bekostig nie. Ons weet dat nie almal dieselfde is nie. Nou kom met ons almal deur dit druk. Tuis is altyd 'n beter opsie vir verskeie kinders met leergebrek en is tuisonderrig is maar nou net 'n beter opsie. En dit sit ouers se koppe na rus om te weet hulle kind is veilig en nie onder druk by skole nie. Ons almal is nie dieselfde nie. 'n Ander brein, 'n ander neus en 'n ander lyf. Hoekom wil ons almal deur dieselfde skool gaan en nie net voel gerus by jouself by jou eie huis nie? Om hierdie rede staan my span bankvas agter ons argument dat tuisonderrig is 'n beter opsie as openbaar en privaat skole. Dankie. Baie dankie spreker 1. Ons gee dan geleentheid vir die eerste spreker van die opponerende span om sy toespraak te lewer. Ek laat my nie vertel dat tuisonderrig 'n beter opsie as publieke skole is nie. Ek stel met liefde vir julle my span se argumente voor. Spreker 1, ek praat oor hoe hulle sosiale lewe beroof word. Spreker 2 praat oor dissipline wat verlore gaan. Spreker 3 praat oor die waardevolle lewenslesse wat nie geleer word nie. Dit is 'n feit soos 'n koe dat alle mense, maak nie saak jonk of oud, moet sosialiseer. En ongelukkig word tuiskoolgangers van dit beroof. Die wondere van 'n klas met vriende en al die lekker tye. Dit is ongesond om die heeltyd op jou eie in 'n huis te sit en leer. Skool moet 'n wegbreek wees, nie net nog 'n taakie wat jy by die huis moet doen nie. Ek staan bankvas agter my argument
dat tuiskole nie 'n beter opsie as publieke skole is nie. Kan nog oor aan die volgende spreek. Baie dankie. Ons gee oor aan die tweede spreker van die inleidende span om sy toespraak te lewer. Tuisonderrig is beter as openbare en private onderrig. Dit is veiliger tuis. Tuis voel 'n kind vrede en hulle is rustig. Daar is geen persoon wat die aandag van hul studies kan aftrek nie, asook as geen persoon wat hul kan boelie nie. Die kind sal veilig voel. Meeste skole probeer van 'n pad af vere probeer pluk, deur soveel van kinders te verwag. Tuis is lekker en tuis is beter. Tuis is veilig en vredevol. Jou ouers kan jou regterhand wees. Dus staan ons span bankvas agter ons argument, deur te sê ja, tuisonderrig is beter. Baie dankie. Ons gee die geleentheid vir ons tweede spreker van die opponerende span om haar toespraak te lewer. Tuiskool is nie beter as publieke en private skole nie. Piep, piep, piep. Daar gaan die wekker weer af. Ag, net nog 5 minute. Tuiskool. Beste kans om laat te slaap en slap te lê. Dit is wat tieners dink as hulle die woord tuiskool hoor. Dissipline is moeilik om toe te pas, veral as jy by die huis rond lê die hele dag. Dis nie goed nie, veral vir kinders. Hulle sal geneig wees om terug te lê en te ontspan. Punte sal drasties val en sosiale lewe, dit sal in mekaar inval. Dink aan die blink toekoms wat jy gaan weggooi. Dissipline is noodbelangrik, veral vir die groot wêreld daar buite. Dis waarom ek en my span bankvas agter ons argument staan en sê, tuiskool is nie beter as private en publieke skole nie. Baie dankie. Ons gee die geleentheid vir ons derde spreker van die inleidende span om haar toespraak te lewer. Tuisonderrig is beter as openbare en private onderrig. My argument is dat nie alle huishoudings skoolgelde kan bekostig nie. Ons almal weet dat geld wat stom is, maak reg wat krom is. Maar nie almal het die voorreg om daardie gesegde te laat realiseer nie. Voorsitter, beoordelaars, dames en here en medesprekers. Ek dink ons kan almal saamstem dat skoolgelde nie die prys van 'n appel en 'n ei is nie. En daarom kan ons saamstem dat tuisonderrig 'n beter opsie is. Ek vat graag ons span se argumente in 'n neutedop saam. Spreker 1 het gepraat oor hoe kinders nie altyd grootgemaak is om rondom mense te wees nie. Spreker 2 het gepraat oor hoe tuisonderrig veiliger is. En ek, spreker 3, het gepraat oor hoe nie alle huishoudings skoolgelde kan bekostig nie. So daarom, medesprekers, is dit 'n feit soos 'n koei dat tuisonderrig beter is as openbare en private onderrig. Baie dankie. Ons gee dan die geleentheid vir ons derde en laaste spreker van die opponerende span. Staan op, sit stil, boeke oop, leer jou les. Ja, so waar. Dis dan in die liedjie. Publieke skoolervaring bied meer lewenslesse. Dit is waarom ek en my span sê, tuisonderrig is nie 'n beter opsie as openbaar of privaat skoolonderrig nie. Voorsitter, beoordelaars, gehoor en medesprekers. Ons elkeen weet dat die lewe nie altyd maklik is nie. Daarom het ons lewenslesse nodig om ons te help om die kruispunt wat ons lewe noem te vind. Skole, publieke skole, beter as tuiskole, leer jy meer oor vertroue, ondersteuning, omgee, vriendelikheid, hoe om probleme tussen persone op te los en om 'n spanspeler te wees. Ek en my span staan bankvas agter ons argument dat tuisonderrig nie 'n beter opsie is as publiek, openbaar of privaat skoolonderrig is nie. Ek vat graag my span se argumente in 'n neutedop saam. Spreker 1 het gepraat oor die sosiale ervaring. Spreker 2 het gepraat oor dissipline en roetine. En ek, spreker 3, het gepraat oor hoe publieke skoolervaring ons meer lewenslesse leer. Staan op, sit stil, boeke oop, leer jou les. Ja, so waar. Leer jou les.
As 'n kind dink 'n persoon dat jou ouers alles weet en as 'n kind sal jy hulp gaan vra vir jou ouers as jy op ietsie vassit. So ek glo dat jy enigiets vir jou ouers kan vra en dat hulle jou kan help en as hulle nie antwoord weet nie, dat hulle Google kan vra of buiteblaai gebruik. Ek kan nog oor na spreker 2. Tans gebruik in die verlede het ons by ons ouers tuis onderrig gekry. Maar tans gebruik ons Zoom wat nog steeds by juffrouens gegee word. Spreker, soos wat jy juist gesê het, die onderwysers het vir hulle die werk gegee om ons op te lei, maar wanneer hulle vir ons gaan tuiskool, het hulle nie 'n onderwyser wat hulle gaan help nie. Hulle is op hulle eie. Spreker 2, jy het gesê dat dit is veiliger om tuiskool te gaan. Wel fisies veiliger. Maar wat van jou siel? Het jy al daaraan gedink? Om elke liewe dag alleen te wees. Jy het nie 'n sosiale ervaring nie. Hoe stel jy voor dat dit goed is vir 'n mens? Jy kan nog steeds in die buitewêreld uitgaan en mense ontmoet, nie net deur skool nie, maar deur ander goeters ook, soos sport en as jy lekker speel buite met vriende wat dalk in jou omgewing bly. Soos ons gesê het, publieke skole of selfs privaat skole leer jou meer lewenslesse waar jy met tuisonderrig nie soveel ervaring gaan kry nie. So ek kan nog steeds nie sien hoe dit 'n beter opsie is nie, spreker 2. Soos ek nou vir julle vertel het, ons gebruik tans Zoom, wat jy nog steeds kommunikeer met mense. Jy gaan nog steeds taak hê wat jy nog steeds met mense moet praat en julle vertel vir ons dat ons nie hulp gaan kry deur ons juffrouens nie, maar jy kan altyd jou juffrou kontak as jy hulp nodig het. Spreker 1, weer eens, sosiale ervaring. Dit is onpersoonlik. Ek weet nie van jou nie, maar elkeen sukkel in die klas. Ek weet as ek sukkel met 'n wiskundeprobleem, wil ek hê my wiskundeonderwyser moet langs my kom staan en dit vir my verduidelik. Dit het nie dieselfde gevoel as iemand oor 'n skerm vir jou iets probeer verduidelik nie. Spreker 2 wil verder uitbrei oor my stelling. Goed, ek het vir spreker 3 'n vraag. Jy het gepraat oor hoe hulle nie party mense nie die fondse kan betaal nie, maar dan kan die mense daarin gaan opsoek oor beurse vir sekere skole en tog is tuiskool nie verniet nie. En is dit nie dan juist belangrik dat hulle goeie onderrig kry, die kinders wat aan armoede ly nie, dat hulle uit die brose kringloop kan uitkom nie? Spreker 2, jy het gesê dat jammer, herhaal net gou jou vraag. Mense wat aan armoede ly kan aan beurse gaan opsoek doen en probeer 'n beurs kry. Spreker, nie almal het die vermoë om 'n beurs te kry nie. Nie almal is die nuwe Einstein nie. Mens kan uit kennis of uit sport of uit kultuur en dit is aanmoediging om harde te leer sodat jy in jou droomskool kan kom en die beste onderrig moontlik kan kry. Dat jy vir eens daardie droomkar of huis kan kry en finaal uit daai bose kringloop kan uitkom. Spreker, nie almal hou van skool nie. So nie almal sal wil verder studeer nie in universiteit om hulle grade of goed te kry nie. Daar is arbeidswerke wat hulle kan doen. Nie almal het punte nodig nie. Jy het ook die punte nodig om in die hemel in te kom nie. Baie dankie. Kan ons graag vir die inleidende span ook 'n kans gee om 'n vraag te stel aan die opponerende span? Okay, ja. Spreker 2, jy het self gesê dat tuiskool 'n meer ontspanne omgewing is, maar julle spanne staan teen tuisonderrig. So sê jy dat jy hope stres bo 'n ontspanne omgewing waar stres 'n aansienlike kleiner faktor is verkies. Spreker, ek het dit as 'n sarkastiese term gelei, want dit maak mense laat slap lê en dit maak hulle alle dissipline verloor. En spreker 3 sal. Soos ons in vorige debatsgesprekke al gesê het, daar's 'n verskil tussen druk en onderdruk te word. Ons sê dat tuiskole dit help jou nie want daar is nie rotine en soveel dissipline nie. Jy besluit wanneer jy wat wil doen. Waar in publieke skole of privaat skole is daar 'n sekere tyd wanneer skool begin, wanneer skool eindig, wanneer jy periode 1, 2, 3 ensovoorts tot by pouse tot by die einde van die dag het. Daar is rotine en dit is wat 'n kind nodig het.
Het jy 'n vraag? Ek het uitgebrei op haar stelling, net 'n vraag. Julle sê dat hulle gaan slap lê en dat hulle gaan voel, hulle gaan net sit, hulle gaan niks doen nie, hulle gaan nie rutine hê nie. Een van my ou vriende is 'n baie goeie fietsryer. Haar dag is altyd besig met sport, waar privaat tuisonderrig vir 'n baie goeie keuse was. Dat haar skedule om dit kon buig. Wat vir baie mense wat baie goed is in kultuur, sport en akademies baie goed is, kan hulle routine buig om dit, wat 'n baie goeie ding is. Ek kan nog oor aan spreker. Spreker, so jy sê dat haar oop skedule het haar meer tyd gegee vir haar fietsry. So beteken dit dat al haar aandag dan nie by haar skoolwerk is nie, want sy is die hele tyd buite besig om fiets te ry. Spreker 1, sy wil 'n professionele fietsryer word. Dit is haar droom. En sy het vir my gesê, sy gee nie regtig om oor akademie nie. Ons moet, maar ons weet, ons almal gee nie regtig om oor akademie. Ek doen persoonlik, maar nog steeds. Sy het dit gekies, want dit het vir haar gewerk. Dit was vir haar die beste keuse, eerder as om in publieke skool en privaat skool toe te gaan, waar sy die hele tyd uit moes geteken word en dit sal net baie erger wees. Baie dankie. Dit is die einde van ons 7 minute debatsgesprek en ek soek nou graag hande vir vrae vir die inleidende span en die opponerende span. Baie dankie. Ek wil net graag vir spreker 3 van die inleidende span vra. Jy beweer nie almal hou van skool nie. So ek wil net graag weet, hoe gaan jy dan selfdissipline toepas om jou doele te bereik as jy nie van skool hou nie? Daar is selfs kinders in openbare skole wat ook nie selfdissipline toepas nie. So hulle gee ook nie om oor skool nie. En ek ken persoonlik iemand wat tuisonderrig doen, wat ongelooflik slim is. So openbare skool is vir sekere mense, tuisonderrig is vir ander mense. Jy moet kies wat vir jou werk. Opponerend, spreker 3. Jy het genoem dat daar nie 'n roetine is nie en die leerder besluit wat hy wil doen. Dit is nie altyd so nie, is dit waar? Ek sou sê dat vir my is dit so, uit elke storie wat ek nou al gehoor het, daar's nie vaste roetine nie. Byvoorbeeld, ek het 'n vriendin wat sy besluit, sy staan elke oggend 9 uur op en dan begin sy met haar studies. Daar is nie roetine nie. Tog moet hulle nog steeds deur hulle werk kom. Hulle kry nog steeds 'n sekere hoeveelheid aantal werk om te doen en hulle moet dit nog steeds doen om klaar te kom. Goed, hulle doen dit dan en die ding is, dit word nie gedoen in 'n normale tydstip soos wat dit in normale skole gedoen is nie. En dit weer eens die vriendin wat tuis skool gaan. Sy sê dat byvoorbeeld dan werk sy tot 10 uur die aand want sy het nie lus gevoel om deur die dag te werk nie. So jy het nie 'n vaste roetine nie. Inleidend, spreker 1. Dink jy nie jou vriendin moet 'n plan B hê vir as haar fietsry nie uitwerk nie, soos iets meer akademies? Sy moet seker 'n plan B hê, maar ek weet nie, sy het privaat skool gekies. Ek was in 'n vorige skool voor ek by Renski toe gekom het en sy het besluit teen daai laat sy tuisonderrig vat. Dit was vir haar en haar finansiële situasie net 'n baie beter keuse. Okay, so jy dink sy moet 'n plan B hê. Dis nodig. Sy moet seker 'n plan B hê. En as dit in akademie val, weet ons nie. Dit kon dalk in 'n ander sport ook wees. Maar wat van as hy beseer word terwyl sy fietsry? Kan jy net vandag sê wat jy net gesê het? Ek kan niks hoor wat jy gesê het nie. Wat van as sy beseer word terwyl sy fietsry? Hoe gaan sy 'n ander sport beoefen? Dan sal sy seker sy kan kultuur doen. Baie dankie, ons het nog 'n vraag hierso. Jy het gesê 'n vriendin het kan finansiëel nie dit bekostig nie, maar hoe kan sy dan finansiëel 'n beter fietsryer word as sy nie eers skool kan bekostig finansiëel nie? So, daai vriendin het 'n ouer broer en 'n jonger suster. Haar jonger suster is in laerskool en haar ouer broer is ook tuisonderrig. Hulle wou eintlik graag Renski toe gekom het, maar met hulle finansiële situasie kon hulle dit nie bekostig nie. Maar met dit maak hulle situasie beter, met daai geld wat hulle nie hier kon spandeer nie, kan hulle op nuwe en beter toerusting
belê. Baie dankie. Het ons nog enige vrae vir die opponerende span? OK. Opponerend. Dink julle nie dit sal vir julle lekker wees as julle elke oggend tot 9uur kan slaap nie? Ek is 'n persoon wat baie van my roetine hou en ek breek nie maklik roetine nie, omdat ek in die koshuis is ek daaraan gewoond om vroeg op te staan, so ek kan selfs nie eers meer op naweke laat slaap nie. So ek verkies dit om vroeg op te staan sodat ek my dag vinniger agter die rug kry, sodat ek wat ook al ek wil doen na skool kan doen in my vrye tyd. Ek wil graag vir die opponerende span vra, enigeen kan antwoord. In 'n privaat skool of met tuisonderrig het jy 1-tot-1 onderrig. In 'n openbare skool het ons baie keer tot 40 of meer leerlinge in 'n klas. Hoe vergelyk julle die kwaliteit onderrig van die twee met mekaar? Ek glo dat in 'n klas sal daar altyd iemand wees wat die vraag wat jy wou vra, maar te bang is om te vra, sal vra. As jy vra, maar wat is X nou eintlik? Maar ek is 'n bietjie skaam, so ek gaan stil bly. Maar Jannie hier langs my wil ook weet wat is X en hy sal vir die juffrou vra. In 1-aan-1 onderrig is daar nie dit nie. En soos ek gesê het, dit leer ons lewenslesse om te vra as jy sukkel. En ook ek glo omdat ons in die 21ste eeu bly, is dit makliker om oor die skerm kan ons op Zoom byvoorbeeld, soos wat spreker 1 gesê het, kan ons klas gee. Soos ek gesê het, vir my en ek glo ook baie ander kinders, is dit net makliker om iemand by jou te hê om jou fisies te help as oor 'n skerm. En dit voel ook so onpersoonlik as jy net die hele tyd vir iemand oor 'n skerm moet kyk. Die juffrou kan in die klas sien as jy sukkel, as jy met trane in jou oë sit, want jy verstaan net nie daai een wiskunde som nie. Baie dankie julle. Ons kan 'n groot handeklap gee vir ons twee Marense spanne. Dankie ouens, julle het lekker argumente gehad. Dankie vir 'n lewendige gesprek uit die gehoor uit.